Vriende, goeiemôre, ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy ons deur nog 'n onbekende en donker nag gedra het en dat die Here vir ons opgewek het met hierdie nuwe lewenskrag om dan ook die dag tegemoet te gaan in sy wonderlike naam. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën met wysheid en insig, kennis en verstand, sodat ons nougesed kan handel volgens alles wat die Here vir ons in sy woord kom gee het. Nou vriende, ek gaan vanmôre met u die vraag hanteer daar in Matteus 22 vers 42, die gedagte, wat dink jy van die Christus? Nou as ons kyk na hierdie gedeelte in God se woord, dan sien ons die voorafgaande gedeelte is die groot gebod, die gedeelte wat ons dikwels sonde hanteer in die gemeente, wanneer ons die wet en geloofsbelijdenis doen. U sal onthou dat die groot gebod gaan oor jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Die Bybel sê dis die eerste en groot gebod, en dan moet jy die naaste lief hê soos jouself. En dan volg die woorde van vers 41. En toe die fariseërs saamgekom het, vra Jesus hulle. Hoor nou mooi, Jesus vra vir die fariseërs. Wie was die fariseërs? Dit was die geestelike leiers van daardie tyd. Hy vra hulle die vraag, wat dink julle van die Christus? En ag vriende, ons staan vanmôre voor hierdie vraag te staan. As Christus vanmôre voor jou en my moet staan en hy vra vir ons die vraag, wat dink julle van die Christus? Wie dink julle wie is ek en wat dink julle van my? Wat sal ons antwoord vanmôre wees? Nou vriende, hierdie antwoord is baie belangrik, want die groot man Spurgeon skryf, hy sê, die barometer waarvolgens ons geestelike lewe kan meet, is die gedagte van, is Christus my alles of nie? Jy sien, daar is baie mense wat sê hulle is kinders van die Here, daar is baie mense wat sê, dit gaan met hulle geestelik goed. Ek moet vir u sê, in die jare wat ek in die bediening is, het ek al baie die vraag vir mense gevra, hoe gaan dit met jou geestelik? En 9 uit die 10 sê vir my, ja, doen net, gaan nie te sleg nie man, daar's altyd plek vir verbetering, maar oor die algemeen gaan dit redelik goed. En dan vra ek hulle baie keer die vraag, nou, waarom sê jy dat dit goed gaan in jou geestelike lewe? En daar trap die meeste mense so 'n bietjie klei, want hulle het nie regtig 'n antwoord nie, want u sien, ons gee algemene antwoorde op vrae wat aan ons gevra word, terwyl vrae dikwels spesifiek gevra word met die doel om te sien hoe dit werklik met ons gaan. En as die vraag vanmôre vir jou en vir my gevra moet word, en ons kan maar net sê, Christus vra vir ons vanmôre die vraag, want sy woord is deur sy gees geïnspireer, en die vraag kom direk vanmôre na ons, wat dink jy van die Christus? En as jy vanmôre vir my sê, luister man, ek dink baie van Christus, en ek dink hy was die seun van God, en ek dink hy was die sondelose lam van God, en ek dink hy was die een wat aan die kruis gesterf het vir my sonde, dan is dit alles regte antwoorde, maar dit kom nog nie by die vraag uit, wat dink jy van die Christus nie? Want jy sien, al hierdie goed wat ons praat oor is inligting van Christus, maar as ons die vraag persoonlik maak, gaan dit oor, is, as ek dink dat Christus, en ek glo dat Christus die seun van God is, God wat mens kon word het, 'n sondelose lewe geleef het, en dan ook aan die kruis gesterf het vir ons sonde, die graf oorwin het, dan vra ek vir jou, leef jy vir hom? Is hy alles in jou lewe, ja of nee? Want u sien, so Spurgeon sê, dis die barometer, waar volgens ons geestelikheid kan meet. Geestelikheid gaan nie oor al my goeie werke wat ek doen nie, dit gaan nie oor my almoese wat ek gee nie, dit gaan nie oor my geld wat ek vir die kerk gee nie, dit sluit miskien baie van hy goed in, maar die belangrikste in my lewe is, wat dink ek van Christus? In die eerste plek, vriende, spandeer ek tyd in my gedagte om te dink aan wie hierdie Christus is. Neem ek tyd in 'n dag en miskien in 'n week om te dink aan wie Christus werklik is, aan sy skoonheid, aan sy heerlikheid, aan die feit dat hy mens kon word het, dat hy bereid was om die luisterryke hemel te verlaat, om op die aarde te kom woon, om aan my plek te sterf aan die kruis. Ek vra jou die vraag, hoe hanteer jy sy waarheid en sy woord? Leef jy roekeloos, strakmanieagtig as dit kom by sy wette, sy woord en sy waarheid nie? Is jy jaloers op sy naam? En is jy jaloers, vriende, op die feit dat sy naam geëer moet word? Of gaan jy deur 'n dag en so half strakmanieagtig, sê jy dinge, doen dinge, tree op 'n manier en jy gee nie om dat die wêreld regtig die Christus wat jy bely aan behoort laster deur jou lewe nie? Ek vra vanmôre vir jou die vraag, wat dink jy van die Christus? En as jy sê dat jy glo dat Christus die enige gebore seun van God is, dat hy die ware gestuurde van die lam is, of van die hemel is, dan vra ek vir jou, hoe leef jy? Hoe tree jy op? Want jy sien, 'n gesonde siel vra daagliks, hoe kan ek my meester eer? 'n Gesonde siel vra gereeld, hoe kan ek sy woord gehoorsaam? Hoe kan ek wandel in sy insettinge? Hoe kan ek sy waarheid na ander toe uitleef? 'n Gesonde siel dink gereeld aan die
die grootheid van God, aan die heerlikheid van God, aan hierdie smaad wat hy op Golgotha's kruis vir my gedra het, en dit dring my, en dit druk en stuur my in 'n rigting om hom te verheerlik. Ek vra vir jou, is Christus miskien die een wat vir jou gesondheid moet gee, wat vir jou finansies moet gee, wat vir jou moet voorsien in geluk en blydskap en vreugde, vir jou kinders werk gee, en as hy dit nie doen nie, is jy so half opgetrek met hom, so half vies in jou siel, en dink jy by jouself, maar hoe kan God so onregverdig wees, as ek hom tog bely as my Here en my God? Dan pleit ek by jou vanmôre, maak seker dat die stand van jou siel wel is, want die barometer waar volgens ons geestelike lewe kan meet, is die gedagte, is Christus my alles of nie? En as ek sê hy is my alles, is sy woord vir my belangrik, is sy huis vir my belangrik, is sy mense vir my belangrik, is daar smart in my hart oor sonde, is daar hartseer wanneer ek skade doen op sy naam en oneer bring op sy naam, is daar 'n begeerte om ander siele vir hom te wen? Of gaan dit vir my net oor, wat kan ek kry uit Christus? Wat se voordele kan ek van hom verkry? As dit jou geval is vanmôre, dat jy miskien met daardie gedagtegang van Christus sit, dan pleit ek by jou, dat jy sal heroorweeg, dat jy 'n herberekening sal doen, dat jy voor die kruis sal buig en sê, Here, verander my denke. Want jy sien, wanneer ons kyk na die lewe, sien ons, daar is baie hartseer wat oor ons pad kom. Daar's baie ellende, daar's baie stryd. Daar's soveel dinge gebeur, dat ons soms soos 'n Job, eintlik half nie die lig aan die einde van die tonnel kan sien nie. Maar dis juist dan, wanneer ons aan hierdie Christus kan vashou. As hy die liefling van my siel is, as hy die een is, wat ek lief het met my hele hart, met my hele siel, en al my krag. Hoor hoe prachtig beskryf Salomo dit daar in die boek Hooglied. Hy sê, my duif in die rotsklowe, in die skuilplek by die krans, laat my u gedaante sien, laat my u stem hoor, want die stem is soet en die gedaante is lieflik. My beminde is myne en ek is syne, wat herder is onder die lelies. Die gedagte wat Salomo hier deur wil gee, is dat hy beskryf die liefde tussen 'n man en 'n vrou, en die toepassing kan gemaak word na Christus. Vra ons, Here, ek wil u stem hoor vanuit u woord. Vra ons, Here, sal u asseblief deur u gees, u teenwoordigheid gebied in my siel, om my daagliks te dra, dat ek bewus sal wees van u nabyheid. Is daar hierdie begeerte om elke dag te sê, u is my beminde en ek is u sinne, om te lewe vir u eer. Ek onthou die lied wat geskryf is van hierdie prokureur wat sy 3 kinders verloor het in 'n skeepsramp. Hulle sê toe hy by daardie toneel aankom, waar sy 3 dogters verdrink het hy hierdie woorde geuiter, as vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my dreig te verniel, dan antwoord ek vry, wat lot my ook tref, dit is wel met my siel. Dan vers 4, voortaan is dit Christus, ja Christus alleen, selfs waar ek in droefheid moet kniel, geen stryd is te swaar nie, in lewe en dood, bly my heiland die troos van my siel. Kan ek en jy dit sê? Jy sien, as ons vanmôre die vraag moet beantwoord, wat dink jy van die Christus? Dan moet die antwoord wees, hy is my alles. Hy is die een wat ek lief het met my hele hart, met my hele siel, my hele verstand. Hy is die een wat, wanneer ek gesondig het, ook vir my, deur sy gees hierdie berou in my hart werk, om te vra, o Vader, vergewe my, deur Jesus Christus, u seun, was my, sodat ek rein en onbevlek voor u kan lewe. Die gebed van my hart is dat u en ek hierdie vraag vandag sal beantwoord, want u sien, die barometer waar volgens ons geestelike lewe kan meet, is Christus alles of niks. Is hy alles of nie? En as jy sê, ja, hy is my alles, wat doen jy met sy woord? Wat doen jy met sy waarheid? Wat doen jy met sy huis? Wat doen jy met sy kinders? Wat doen jy met 'n verlore gaande wêreld? Wat doen jy met jou daaglikse lewe? Leef jy dit vir self? Of leef jy dit vir Christus? Mag die Here ons genade gee, dat ons sal dink oor hierdie vraag, en ek met eerlikheid kan beantwoord, om die Here in alles te verheerlik. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.